Hulle het 'n operasie uitgesuig. Al 6 bykompe. Nou net dit op sigself, broer en suster, is 'n wonderwerk. Amen. Is 'n wonderwerk dat dit suksesvol kan wees. Maar ons moet nie wonder oor hierdie dinge nie, want ons dien ons nou 'n groot God. En ons het ons nog gebid, en ons het ons nog gevra, sal dit dan vir ons snaaks wees? Sal dit dan 'n toeval wees? Nee, stellig nie, want ons dien 'n groot Here. Yes. Hy is vanmôre by die huis, hy staan van by die huis, en hy het die verklaring gemaak, hy weet, sy pa was 'n pastoor, maar sy pa was pastoor Dio, en hy het gesê, Here, ek weet, ek het nog 'n werk om te doen. En ek prys die Here vir 'n man wat daardeur gaan en besef hoe groot is God se genade wat hy ons kan deurdra. Ek is vanmôre saam met hom dankbaar dat die Here hom genadig was, dat hy 'n oomblike tyd gehad het om reg te kom maak. Iemand het nou onlangs, dit is ons goeie vriend Chuck Norris, het ek gesien, hy het tot 'n onderhoud gehad, en hy sê, dankie Here vir 'n moeder wat vir hom gebid het. Hy sê, hy het die Here geken, maar daar was tye wat hy weggedrif het. En hoeveel maal drif ons weg. Maar dankie Here, dat ons nie by daardie punt verbygegaan het, van non-return, dat die Here ons genadig was. Amen. Dis my eerste getuienis, my tweede getuienis is, my jongste boetie, Dani, was op 'n stadium by ons in die gemeente in Pretoria by Pinkster Christen Kerk, en ons is die oggend in 'n diens, 4 warm Pinksterdiens, en die Heilige Gees, hy was nog nooit blootgestel nie, en die Heilige Gees het van hom besit geneem, dat hy uitbeweeg het, in 'n koordans wat hy nie eers van kennis gedra het. En van daar af het hy ook gedrif. En hy het ook gedrif. Soveel so dat ek nou vanmôre, hulle weet so, die oomblik wat iemand ons nou terugval in die wêreld, maar die mense eintlik maar niks met hulle te doen nie. Ek dien die Here, los my net uit, ek dien die Here. Maar dit is verkeerd. Ons moet altyd die Here. Alhoewel ons vir hulle bid, as hy nou nie agterkom, ek weet nie, hulle is so besig met ander dinge. Maar ek prys die Here. Yes. Hy het 2 Saterdae terug, het hy hom laat dood. Halleluja. Het hy 'n pad begin stap met die Here. Hy sê daar, ek dink is 'n Kleerderkerk in, wat jy area, ek weet nie wat jy area is, daar in die Kaap, sy in die Kleerderkerk. En hy dien die Here. Die boodskap is wat hy vir my deurstuur, want ek ook myself weet, ek is op 'n stadium wat ek nie eintlik boodskapies gestuur het, wat ek net maar terughou. Maar prys die Here, hy is getrou. En as hy verander, kan niemand anders verkeer nie, hy sal verander. Amen. 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 Prys die Here. Glory, glory. Ek het ook 'n dankbare hart. Ek wil net ook hier sien, die Bybel is baie interessant vir my. Dit is ook van vers, is die tweede brief van Petrus, vers 1, hoofstuk 1 af. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en tot God verdien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en die kosbare belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verwondenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En nou is hier so 'n resep vir hoe om 'n kind van die Here te wees. En die resep begin. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. En dan vers 10, daarom broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Wat ook 'n belofte is. Amen. 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 Halleluja.
Ek is so bly, en nou hoor ek myself. Ek hoor my nie, hoor julle nie? Hoor jy oor die speaker? Nee, sê dan. En nou hoor ek my nie. Maar as ek tot kan staan, hoor julle? Hy stop. Hallo, steeds nou. Nou speakers is reg, pastoor. Hallo, jy kan agter sê, hoor my nie. Hallo. Hallo, kan jy my nou hoor? Hallo, pastoor. Nou hoor ek. Nou kan jy my hoor, né? Iemand hoor my, ek hoor dit sê. Prys die Here. Okay. Wat moet dan die papier staan? Ek is so bly. Broer Andries het hier gesê. Want ek het jare terug het ek 'n boodskap oor daai gebring en ek sê as jy nie 'n resep wil hê om by die punt uit te kom waar jy werklik sê nou is ek 'n kind van die Here. Kyk, as daar nou een ding is wat moeilik is, né? Kom ons wees eerlik. Is dit maar moeilik om jou naaste lief te hê, né? Ja. Julle nou nie heilig gou nie. Dis klaar moeilik om jou broer lief te hê. Maar as voel beteken onmoontlik. En op 'n plek sê as julle dan wil volmaak wees, moet ons in hierdie liefde wandel. En hier kom Petrus sê gee die resep. Hy gee die resep. 5 lepels deegte. 10 van die ywer. En dan eventueel het jy goed begin doen. Selfbeheersing. Dan kom jy daar. Waar jy kan liefde. Prys die Here. Jy kan die woord oopmaak by Matteus 25. Die Here het met my nogal lekker gesels in hierdie week. Ek het 'n ander plan gehad. Ek het my half voorberei om 'n boodskap te bring en toe skielik begin die Here met my gesels. Ek dink in die week het ek onwetend op daai stadium eintlik al gedeeltelik oor hierdie gepraat het. En hierdie is in baie opsigte nie 'n maklike boodskap om oor te dra nie. Want daar's baie 'n ernstige waarskuwing in vir die kerk. En ek sou daarom het ons het nou wifi verloor, so ek sê sommer nou verskoning dat daar is nie 'n lewendige uitsending nie. So ek rekord hierdie, so ek gaan na die beste van my vermoë probeer om hierdie op die YouTube kanaal te sit, want ek dink dit is 'n baie belangrike woord. En terwyl ek hiermee besig was, het die Here vir my iets oopgemaak in hierdie gedeelte. Nou, ek gaan vanmôre net oor 'n gedeelte daarvan praat, maar in Matteus 24, ek weet nie in julle Bybels, maar in my Bybels, kom ek lees gou die gedeelte, dan ons die skrif behandel, en dan gaan ek verder praat. Ons lees vanaf vers 14. Hier sê vir my die profetiese rede, vervolg die gelykenis van die talente. En ek dink as ek soos ons deur hierdie môre gaan, sal julle verstaan juis hoekom ek hierdie gedeelte gekies het. Hy sê dan vanaf vers 14. Hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte. Hy roep sy diensknegte. Ek wil vanmôre amper sê vervang die woord diensknegt met disipel. Hy roep sy diensknegte en aan hulle is sy besit. Want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en die ander 2 en aan die ander 1 en aan elkeen na sy vermoë het hy dadelik opbring. So hy het niks aan enigeen van hulle gegee wat hulle nie die vermoë gehad het om te dra. Maar wat belangrik is hier om te besef by die staanspoor, hy het iets van homself aan hulle toevertrou. En gesê, julle moet hierna kyk.
myne, ek vertrou dit aan jou. Nou, daar's een wat my nogal my verstand te bowe gaan en ek kry half die gevoel dit is nogal redelik die ding in die jonger mense van vandag. En jy moet een ding altyd sê, as ek die jong mense blameer vir iets, nou dra ons die skuld af. Jy net dit nie verstaan. Ons het hulle so geleer. Maar ek is geleer, as jy iemand se eiendom het, pas jy dit beter op as jou eie. En jy daai ou vra jou nie, kan ek hom terugkry. Jy gee vir hom terug, jy gee vir hom in 'n beter toestand terug, as wat jy, dis hoe ek het. En dis die idee wat ek hier het, hy het sy eiendom, dit wat vir hom is, het hy aan sy diensknegte, aan sy disippels toevertrou, na hulle vermoë. So hy het nie aan een van hulle iets gegee wat hulle nie kon dra. En die een wat 5 talente ontvang het daarmee gewerk en 5 ander talente gewin. Net so die een wat 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het dit in die grond gegrawe en die geld van sy heer weggesteek. En na lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. So hy het ondersoek om instel. Hy het kom oordeel, wat het julle met my eiendom gedoen? En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien, en sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van die Here, onthou daai. Gaan in die vreugde van die Here. En jy wat 2 talente ontvang het kom en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan my, hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en leie diensknegt. Jou slegte en leie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie saai nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi nie. Daar moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met 'n rente ontvang. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talent het. Want aan elkeen wat het sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook dit wat hy het. En werk hierdie nuttelose diensknegt uit in die buitenste ruimte, en daar sal 'n geween en 'n geknars wees van tande. Tot sover die woord van die Here. En dit is terwyl ek met hierdie gedeelte besig is, dat die Here iets aan my openbaar, wat ek nou wil sê, in my Bybel praat hy van die profetiese rede vervolg. En as jy gaan kyk waar begin hierdie profetiese rede, dan bring dit konteks na hierdie gedeelte toe. Want hy begin in Matteus 24 met die profetiese rede. En die Here gee die profeties is om iets te vertel wat gaan gebeur. Iets wat kom. Iets wat onbekend is. Wat die Here hier openbaar, sodat niks onbekend is nie. En die Here gee hierdie profetiese rede na aanleiding wat sy disippels vond. En nou moet jy mooi verstaan, kyk, wie is die gehoor? Hy praat met disippels. Hy praat met die kerk. Hulle moet van
tye en die tekens van hierdie koms en wanneer sal die einde van hierdie dinge wees? 3 vrae wat hulle vra. En dan begin die Here te verduidelik en hy gee tekens van die tye. Hy sê wees versigtig, wees waaksaam, want baie sal kom in my naam en hy waarsku van oorloë, gerugte van oorlog in die een nasie wat in die ander nasie opstaan. Hy praat van hongersnood en pestsiektes en al hierdie dinge. En dan praat hy van die verdrukking en hy praat van sy wederkoms. Alles in hoofstuk 24. En dan sê hy, wat lekker 24, hy sê leer van die vyeboom. Want so weet julle wanneer dit die seisoen is. So hy sê leer van die vyeboom, dan sal julle die seisoen sien. En dan sê hy iets baie krities. En op dit wat hy dan sê, volg hoofstuk 25. Hy sê daar, en niemand ken die uur, selfs nie die seun. En omdat julle nie weet wanneer dit gaan gebeur nie, wees waaksaam. Want hy kom soos 'n dief in die nag. Hy kom skielik. En die feit van die saak is, ek dink daar is redelik genoeg in die woord om ons die seisoen te gee. Maar in Matteus 24 praat hy nie van 'n seisoen nie, hy praat van 'n dag en 'n uur. So ons kan uit die woord uit redelik goed aflei, min of meer wanneer dit gebeur, maar die dag en die uur daarvan sal ons nie ken nie, dit sal kom soos 'n dief in die nag. En dan sê hy, maar as 'n man geweet het wanneer hy by hom sou inbreek, sê hy van wag. Maar nou sê ons moet daar die ingesteldheid hê. Ons moet daar die houding hê van asof ons weet wanneer hy gaan kom, sodat ons wagtend kan wees, gereed kan wees. Daar's 'n skrif wat sê as die Here kom, sal hy nog geloof op die aarde vind. So daar's 'n verwagting dat die Here wanneer hy kom, hy sy kinders gaan besig vind met die dinge van die Here. Besig om te kyk na hierdie eiendom wat hy aan hulle toevertrou het. En nou kom hoofstuk 25. Na aanleiding waarmee hy hoofstuk 24 afgesluit het. En hierdie is nog steeds 'n profetiese rede, want hy sê die profetiese rede vervolg. Nou praat hy skielik oor die 10 maagde. Hy praat die kerk. Die oomblik wanneer aan 'n profesie na 'n vrou verwys word, praat hy van godsdiens. En hy praat nie van maagde. Maagd stel reinheid voor. Dis die ware godsdiens. Dis die ware kerk. As jy oor die Openbaring gaan, dan sê hy, praat hy van die vrou wat op die draak sit. So hy praat weer van 'n godsdiens wat op die draak sit. Wie is die draak? Dis die duiwel. Dan verder verwys hy na haar as 'n hoer. 'n Hoer is onreinheid. So dis weer 'n godsdiens, maar dit is 'n valse godsdiens. Hy waarsku ons net, julle weet nie wanneer dit kom nie. So kom ek sê gou vir julle. Die kerk gaan weer soos 10 maagde. 5 wys, 5 dwaas. En ek wil nou nie my hele gedeelte weer oor vertel wat ek nou in die week opgesit het op die groep nie. Maar in alles was hulle redelik identies, dieselfde. Hulle almal het 'n lampie gehad wat brand. Hulle almal het uitgegaan om die bruidegom te sien. Hulle almal het die verwagting gehad. Ja. Daar was net een verskil. 5 het olie gehad. 5 het nie olie gehad. Baie in die kerk lyk dieselfde vandag. Die Here het aan ons die lampie gegee. Hier is die lampie. Die woord. Hy het dit vir almal gegee. Psalm 119 vers 105 sê Dawid, en die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Hier is die lampie, almal het dit gehad. Maar weet jy wat, hoe maklik is dit? Dis hoekom ek sê die gevaarlikste ding op hierdie aarde is kinders sonder die Heilige Gees. Ja. 5 het die woord gehad met die Heilige Gees. Dis die olie. 5 het die woord gehad sonder die Heilige Gees en dis hoekom hulle afgedwaal het. Dis net die woord wat jy op die pad hou. Hierdie is die lamp. So as jy wil weet hoe
om die eindbestemming te bereik. Hier is die GPS, hier is die lampie, hierdie is die pad, dis die lamp vir die pad, en dit is die GPS, dit verduidelik jou alles. Altyd dit moet geword. Ek wil jou sê, hierdie pad is nie maklik, hierdie pad is moeilik. En daar is twee maniere om hierna te kyk, oor hulle wat moet geword. Die een is dat niks is nog meer krag. Die feit dat al 10 in die slaap geraak het, sê nie, it's not in thy own power. En al 10 het wakker geword, maar net 5 was reg. Jy sê, want sonder die Heilige Gees gaan jy dit nie maak. Dit is die Heilige Gees wat jy daai laaste tree gee. En dit is juist hierom, hoekom Hebreërs 10 hulle waarskuwing gee, om nie die onderlinge byeenkomste na te laat nie. Because it starts here. As jy hier begin ophou, gaan jy ophou in die binnekamer. Kom aan, kom ons wees bietjie eerlik vanmôre met mekaar. Hou op van my. Ek ken te veel mense wat vir my sê, ek het hierdie kerk nodig om hemel te maak nie. And in a sense, that is true. Maar ek gaan jou ook sê, dat as jy nie is by die kerk, as jy nie by die bijeenkomste kan uitkom nie, die gesamentlike bijeenkomste uitkom nie, moet nie vir my sê, jy gaan binnekamer toe. Want dit gaan daar ook weg. Wat gebeur die dag? En dit gaan gebeur, wanneer hierdie deure toemaak, hierdie hekke gesluit. Wat dit gaan gebeur? Wat dan? Wat word dan gebeur? Het jy dan genoeg reserves opgebou om te bly in jou binnekamer? Amen. So dit is die opvolg. So die eerste ene wat hy praat was van die maagde, dit is hierdie waaksaamheid, hierdie oorgawe, hierdie afhanklikheid van God se woord, gevul met die Heilige Gees. Nou kom hy met die tweede gedeelte, en ek gaan nie by staan met die, want die tweede gedeelte is die grond, dis die belangrike ding, dis die ding wat die dinge by mekaar hou. Dan praat hy van die talente, want die talente is, die gawes is die uitvloeisel in my verhouding en my wandeling met die Here, met sy woord, as ek die kennis van die woord raak, en ek begin dan die woord uitlewe. Dit is wat die tweede gedeelte van. Is nie net om, die eerste ene is om by die waarheid te bly, die tweede ene is om die waarheid te leef. Dan kom ek in die derde ene, as jy verder gaan, en daar sluit hy sy profetiese rede af, dis wanneer hy die bokke en die skape skei. En dan bevestig hy in daai gedeelte presies eintlik dit wat hy, en dit wat ek met vanmôre met jou wil deel, die middelste gedeelte, die grond van die gedeelte, dan bevestig hy eintlik net dit wat hy daar gesê het. Wat hy sê vir sy skape. Ja, hy sê dit vir hulle. Prys die Here. Julle moet dit nou net verstaan, dat hy dit in tale gesê. Hy sê daar, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan die regterhand is, dis die skape. Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde. Dan sê hy vir die skape, wat het hulle gedoen? Dit sou moet julle hierdie dinge gedoen het. Ek het in die eerste gedeelte julle gewaarsku met die 10 maagde gesê, hou vas aan die waarheid, hou vas aan die Gees, ek het dit vir julle gegee, hou vas daarin. En die tweede het ek vir julle gesê, volgens die talente, wandel daarin, en in die derde waarsku ek, as julle dit nie gaan doen nie, is hierdie die probleem. As jy julle geseëndes kom, sit aan die regterhand, maar ek julle wat my gevoed het toe ek honger was, julle wat my besoek het toe ek in die tronk was, julle wat my iets te gegee toe ek dors was, julle wat my bekleed het.
Dan vra hulle vir hom, maar Here, wanneer het ons gedoen? Dan sê hy, sover as dat julle dit aan die minste gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En dan sê hy vir die bokke, kom julle aan my linkerkant, julle vervloektes. Ek het dit nou net hier gelees. Die vers 41. Dan sal hy ook vir die, as hy linkerkant sê, gaan weg van julle, vir my julle vervloektes, in die ewige vuur wat bereid vir die duiwel en sy engele. Ek wil nie daarvoor sê, die hel was nooit gemaak vir 'n mens nie. Dit was oorspronklik nog altyd vir die duiwel en sy engele gemaak. So God never sends anybody to hell, you choose to go to hell. En dan praat hy, dan sê hy vir hulle, hoekom gaan julle so toe? Want toe ek honger was, het julle my nie kos gegee nie. Toe ek dors was, het julle my niets gegee om te drink nie. Toe ek koud was, het julle my niets gegee om aan te trek. Toe ek in die tronk was, het julle my nie besoek nie. En hy vra my, wanneer het ons dit dan gedoen? Hy sê, sover as wat julle dit wat die geringstes van my nie gedoen het nie, het julle dit nie aan my gedoen nie. Wees waaksaam, bly in die waarheid, leef die waarheid, because if you're not going to do that, is daar moeilikheid. En daarom wil ek vanmôre fokus op hierdie klein seentjie, wat sy oupa besig hou. En is die Here. En daarom wil ek op die middelste gedeelte vanmôre fokus. Ek wil vanmôre fokus op die talente, op die gawes, want dit is wat kritiek is vir die kerk vandag. Nie almal wat in die kerk sit, gaan hemel toe nie. Daar's 'n sekere verwagting wat die Here het, wanneer hy die gelykenis praat, hy praat van die diensknegte en hy sê, gehoor is die disippels, dan verwys hy eintlik na sy disippels as sy kerk, en hy sê, ek gaan aan julle my eiendom toevertrou. My koninkryk. Julle gaan dit bestuur, maar ek sal nie vir jou gee wat jy nie kan dra nie. Ek sal nie aan jou gee wat jy nie die vermoë het om te kan doen nie. Jakobus sê, geloof sonder werk is dood. En hierdie kan confusie raak. Wat Paulus sê in Efesiërs vir ons, dis nie uit werke nie, sodat ons nie kan roem nie. Jakobus sê, maar geloof sonder werke is dood. Jy sien, ek kan niks doen om gered te word nie. En hierdie moet ons mooi verstaan. Dis die fondasie. Ek is gered deur God se genade, uit geloof, dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat ek dit kan roem. That's bottom line. Ek kan niks doen vir my eie saligheid. Maar ek wil jou vanmôre sê, jy kan nie na my toe kom en sê, ek het 'n Damaskus oomblik gehad, ek het die Here ontmoet, hy het my aangeraak, en jy bly dieselfde, en daar's geen vrug nie. Want dis wat Jakobus van praat. Geloof is aktief. Geloof is iets wat ek doen. Dis iets wat ek sê nie. Dit dra vrug. Ja. Die Here maak alles nuut. En omdat sy Gees in my is die vrug, die bewys dat ek gered is, dat ek my geloof uitlewe. Amen. Okay. Nou begin dit. Hy praat van talente. Hy praat van die gawes. Want elkeen van ons wat hierso sit vanmôre en elkeen wat ooit na die boodskap, ons almal het talente ontvang. Ons almal het gawes ontvang. Hy sê in Romeine 11 vers 29, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Romeine 12 vers 6, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Elkeen van my en ek en jou wat hier sit, het gawes ontvang. Jy het dit gevind. Die Here het vir jou gegee, dit verskil van mekaar tot mekaar, sodat die liggaam in sy geheel kan funksioneer, want almal is nie die oog nie, almal is nie die neus nie, almal is nie die oor nie. Elkeen het 'n funksie om te verrig, sodat die liggaam gesond kan wees. En die oomblik wanneer een lidmaat nie sy funksie verrig nie, is die liggaam siek. Wanneer een bly almal, wanneer een bly is almal bly.
Maar nie een van ons kan hier vanmôre sit en sê, maar ek het niks gekry nie. Jy het. En die Here het vir jou gegee na jou vermoë. Hier's mense wat hier sit, wat kan sing. Nie wegkyk is dit sien. Jy het hoor hoe sing sy. Sy sing baie mooi. As sy reg ernstig is, kan sy geld maak van dit. Maar as dit hoekom God haar die gawe gegee het om te kan sing. Hier's mense hier wat musiek kan maak. Hier's mense hier wat met hulle hande kan werk. Hier's mense hier wat weet hoe om geld te maak. Hier's mense hier wat kan bid. Hier's mense hier wat administratief goed is. Jy weet waarmee jy goed. En jy sê rede hoekom jy goed is daarmee. Hoekom jy met geld kan werk. Hoekom jy weet hoe 1 + 1 in finansies 10 is. Ek weet nie hoekom dit altyd so is. As jy jou belasting uitwerk, dan is 1 + 1 altyd 10. Maar ons almal het gawe, party kan goed praat, party kan mense so opbeer. En dit het die Here aan elkeen gegee, so ek wil jou vanmôre sê, kyk in jouself en kyk, waarmee is jy goed, wat geniet jy om te doen? God het dit so in jou gemaak, dat as jy jou gawe uitleef, is dit nie vir jou werk nie, dis, you enjoy it. Jy geniet om dit te doen. En nie een van ons wat hier vanmôre sit kan sê, ek het nie iets nie. Is gebore daarmee. Dis onberouwe, wat beteken God sal dit nooit van jou af wegvat nie, al misbruik jy. So waarvoor gebruik jy jou talent vanmôre? Maklikste voorbeeld is, daar is evangeliste. Die groot ding van die evangelis is om die mense te motiveer, om hulle opgewonde te maak. Om hulle te kry op 'n plek waar, okay, I want that. Dit is hulle kan nie goed doen, dis dit. Ek is die regte evangelis in my, ek is 'n leraar, dis die roeping wat die Here op my lewe gesit het, dit is om te leer, om die regte pad te wys. Wanneer die Here wil, sal hy enigeen van ons gebruik, ons gaan nou daarby kom. Nou, hierdie persoon is eintlik 'n evangelis. Hy's 'n motiveerder, hy's 'n bemoediger. Dis waarvoor die Here hom geskaap het. Wat gaan doen hy? Hy word 'n motiveringsspreker en hy skryf boeke om homself te verryk en eintlik geen waarde enigiemand. Hy maak iemand vir die uur waarmee hy daar in sy presentasie is opgewonde en daai persoon stap uit sonder die Here, sonder verandering, sonder enige hoop. Hy staan 300 rand ander, want hy was stupid genoeg om die ou se boek te koop. As dit een boek wat jou lewe gaan verander. Amen. En ons noem dit die Bybel. Yes. Die woord van God. So hy is besig om dit wat die Here vir hom te gee, te misbruik. Maar ek wil vir jou sê vanmôre, misbruik is nie net om dit verkeerd te gebruik nie. Misbruik is om dit ook glad nie te gebruik nie. En dis die waarskuwing wat die Here in hierdie gedeelte het. Tweede punt. Elkeen wat gewederbaar is, het 'n nuwe lewe in Christus. Elkeen wat hier sit vanmôre glo ek, as jy jou lewe vir die Here gegee het, as jy 'n oorgawe gemaak het, het jy 'n nuwe lewe vanmôre. Hy sê in Romeine 6:4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So jy het 'n gawe ontvang. 'n Gawe wat jy
vir die wêreld gebruik het. Nou sê die Here, maar jy het na my toe gekom en ek het jou lewe verander. Jy het nou nuut geword. So nou is jou oë oopgemaak. So daai gawe moet jy in my koninkryk gebruik. Ek en jy, as kind van die Here, het nie meer 'n verskoning nie. Die ou mens het gesterf, die ou begeertes het beskerp, die ou drome het gesterf. Dis nou in Christus, sy begeertes, sy wil. So as jy nou nog nie by die Here uitgekom het nie, dan moet ek en jy hierna by mekaar kom, want jy het nou hier vasgehang. Dis waar jy is. Jy het 'n probleem, jy is op pad hel toe. Hoor? Kom ek sê gou vir jou, sonder Jesus is jy op pad hel toe. Hy is die enigste, net sy bloed wat jy daar gaan weggaan. Dis is die serie die maar staan of trek of iets. So ons almal het 'n nuwe lewe. Hier is nou nog 'n dingetjie. As ek en jy 'n wedergebore kind van die Here is, en ons het 'n nuwe lewe gekry in Christus, het ons ook 'n geskenk gekry. Elkeen wat in Christus is, ontvang die Heilige Gees. Nie een van ons is uitgesonder nie. Nie een van ons het 'n verskoning nie. Elkeen van ons wat hier sit, wat 'n kind van die Here is gevul met die Heilige Gees. Hy sê in Johannes 14 vers 16 tot 17, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. So die wêreld, dit is vir niemand behalwe vir die kinders van die Here, behalwe vir hulle wat 'n oorgawe gemaak het aan die Here, hulle word gewederbaar deur die Heilige Gees, hulle word nuut gemaak en 'n nuwe lewe in die Heilige Gees. Die wêreld kan nie. Nou sê hy daar, omdat dit, om nie sien nou, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Daarom sê 1 Korintiërs 6 vers 19, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy is God Immanuel. Ek dink toe hulle dit gesê het hulle nie reg verstaan wat die Here daar bedoel het, God Immanuel nie. Hy nie bedoel God by julle nie, hy bedoel God in julle. Die Heilige Gees is in my, daarom is God in my en ons het 'n nuwe krag en 'n nuwe sterk. Nou kom ek sê gou vir jou, nou jy geen verskoning nie. Almal in dieselfde Gees ontvang. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Die Heilige Gees is daar om jou te wederbaar, om jou nuut te maak. Okay, ten eerste, voordat hy daar kom, oortuig hy jou van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Nou skik jy jou boeglamp. Wat nou? Nou gee hy jou die geloof om te glo en hy wederbaar jou in 'n nuwe lewe en jy ontvang die Heilige Gees en hy maak jou nuut en nou stap hy met jou pad wat hy sê en hy sal julle herinner en onderrig in alles wat ek julle beveel geleer het. Dis heilig maak. Maar daar is 'n ander funksie ook, en hier skiep ons. Die vuur, sodat ons getuies kan wees. Sodat hy gaan nie oorvat nie. Die lampie is daar, die lampie is aangeset, maar ek en jy vanmôre die keuse om die olie saam te neem, om aan die brand te bly. Want die Here sal die krag ontvang. Hy praat in Handelinge 1 van krag. En Johannes, die doper, bewys aan dieselfde krag in Matteus 3:11, waar hy sê, ek doop julle wel met die water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie, en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wanneer ek en jy gewederbaar is, het ek en jy krag en vuur ontvang, sodat ons getuies kan wees. Jy word toegerus sodat hierdie genadegawe, hierdie talent wat jy gehad het, aan die brand gesteek kan word, sodat dit gebruik kan word, sodat jy die ywer kan hê. Ek kan baie keer nie verstaan as jy gewederbaar is, hoekom twyfel jy nie? Want dit is nie in jou eie krag wat jy dit gaan doen nie.
Al wat die Here soek is gehoorsaamheid. Hy soek nie bereidwilligheid. He's gonna do it. Maar ons fokus baie keer te veel op onsself en nie op die Heilige Gees. Paulus verwys na dieselfde in Efesiërs 1:3. Geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Jy het 'n gawe, jy het 'n nuwe lewe en jy het die Heilige Gees. Wat is jou verskoning? Wat is die verskoning? Waarom sit jy nog en doen jy nog niks nie? Nou verduidelik Paulus dit baie beter. Wanneer hy van hierdie vuur en hierdie krag en hierdie seëninge praat, hy sê 1 Korintiërs 12:4-7, daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles en almal werk. Hoekom? Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Weet julle hoekom daar soveel predikers is vandag, wat tot 'n val kom? Hy kom tot 'n val as gevolg van 'n hoogmoed, want hulle gebruik dit wat die Here gegee het, vir hulle self tot hulle eie eer, hulle eie verheffing, en nie meer tot wat nuttig is, en nie meer tot wat verheerlikings van God. En dis hoekom hulle vandag op plekke is, waar dit net gaan oor geld. Ek wil nou iets sê wat ek liewerste nie nou moet sê nie, want daar gaan daar mense wees wat dink anders kan. As die kamera af is, gaan ek julle iets sê, as ek dit wil tell, as dit moet hoor. So genadegawes, die eerste gedeelte waarvan hy praat hier, is die talente, die gawes waarmee jy gebore word. Dis die dinge waarmee jy goed is. Wat onberoulik in jou, en hierdie gawes vloei altyd in die bediening in, waartoe die Here jou geroep het. Wat die volgende ene wat hy praat is, die bedieninge. Bediening is eenvoudig. Dit is waar dien ek in die liggaam van Christus? Waarmee is ek besig in die liggaam van Christus? Hoe gebruik ek my talent? Hoe gebruik ek my gawes in die kerk? In sy koninkryk? Dit is wat dit is. Dis nie 'n spesiale roeping nie. So as jy goed is met jou hande, en jy kan goed, maklik goed regmaak, dan is jou bediening die instandhouding van die kerk. Ons het 'n gebou nodig, en in hierdie gebou het ons ligte nodig, en ons het krag nodig, en ons het al hierdie goed nodig. Daar's mense wat gebless word om geld te kan maak. Hulle is entrepreneurs, hulle weet hoe om dit te doen. Maar wat maak jy met die geld? Want God se werk het finansies nodig. Jy hoef my nie te betaal as jy nie wil nie. Die Here sal op 'n ander manier na my kyk. So as jy die probleem het vanmôre dat die geld dat die pastoor toe gaan onthou, die woord sê die arbeider is sy loon werd. Maar ons het geld nodig. Ons moet die elektrisiteit betaal. Ons moet die huur betaal. Ons moet die tuindienste betaal. Soms breek dit goed en ons het geld nodig. So jou gawe vloei in jou bediening. So as jy nou wonder, waarvoor het die Here my geroep? Lewe jou gawe uit. Die ander gedeelte van die bediening is die vyfvoudige bediening. En dis 'n aparte ding. Dis waar God spesiaal sekere mense vir sekere bedieninge sal hy uitverkies. Wedergebore kinders van die Here, wat hy voor die grondlegging van die aarde gekies het, om sekere funksies in die kerk te verrig. Nie almal is geroep tot die vyfvoudige bediening nie. Nie almal is daar nie. Maar God sal dit openbaar. Jy sal nooit hoef te twyfel daarin. God sal dit openbaar, as jy geroep is as 'n profeet, as jy geroep is as 'n herder, as jy geroep is as 'n evangelis, as jy geroep is as 'n apostel, as jy geroep is as 'n leraar. En hoor nou vanmôre sommer gou vir my, daar bestaan nie 'n ding soos 'n apostel of 'n profeet nie.
As 'n ou vir jou kom sê ek is apostel so en so, trek jou netjies aan in 'n hardloop. As hy sê ek is profeet so en so, trek jou Adidas aan wat spykertjies in het en haar. Die bediening bestaan, maar die ampt bestaan nie meer. Daar's wel mense wat die bediening van 'n apostel het. Hulle sal sekere gawes ontvang om dit wat apostels gedoen het te kan uitleef. En dan is daar die werking. Dis die gawes van die Heilige Gees, die nege gawes van die Heilige Gees, wat hy gee aan wie hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil, aan sy kinders. So as jy in die Gees wandel, en jy die vuur aan die gang het in jou, dan jy die vuur ontvang, jy die krag ontvang, en jy groei in die Here en jy begin besef, maar okay, there's more to this than net om vloere te mop en te stofsuig en die vensters skoon te maak. Daar's meer wat die Here wil hê, dan sal die Here jou as jy wil, in omstandighede plaas, waar die Gees in jou kan begin werk, en jy skielik in tale begin praat. Waar jy dalk 'n woord van kennis het, waarin jy die Gees van onderskeiding het. Hierdie gawes is die Heilige Gees gawes. Dis nie jou gawes nie, dit werk deur die Heilige Gees, soos hy wil, wie hy wil, wanneer hy wil. Hy kan al 9 in een slag deur jou werk, hy kan 1 deur jou werk. Die grootste gevaar wat ek het, of wat ek sien, is dat daar ouens is wat vir mense sê, jy moet bid en vir die Here vra, wat is jou gawes? Maar die probleem daarmee is, as jy nou op 'n plek kom waar jy dink, okay, ek het die gawe van spreek in tale, ek het die gawe van uitleg van tale, dis seker omtrent dit. Nou bring die Here 'n siek kind na jou en jy moet hang opbring, want ek kan dit nie doen nie. Is hier iemand met 'n gawe van genesing? Asseblief. Die Here wil jy moet dit doen. Die Gees wil deur jou werk. Maar jy het jouself beperk met die dink jy kan net nie seker goed gebeur en nou wil dit nooit gebeur nie, want die Here wil by jou 'n ding wys dat dit is nie al wat hy het nie. Jy het die hele Gees ontvang. Nie net 'n gedeelte daarvan nie. Wanneer die Gees wil hê jy moet hande op iemand lê, dan moet jy bereid wees. Because it's not you, it's him. Dis die Heilige Gees wat die gawes binne die gelowe dryf. Dis hy wat dit beheer, dis hy wat dit bestuur. Hoekom? Tot eer van God, tot uitbreiding van sy koninkryk, tot stigting van sy koninkryk. Dis die only reason. Dis nie daar om jou ryk te maak nie, dis nie daar om jou beroemd te maak nie. Kom ek sê vir die oomblik wanneer jy dit vir jouself wil doen, gaan jy nie beroemd word nie, jy gaan berig word. Daar's 'n baie groot verskil om berig te wees. Almal wat op polispaal kom is berig. Almal wie se name in die boek van die lewe geskryf is beroemd. Nou raak dit moeilik, nou raak dit warm. Jy sien maar die volgende ding is, Jesus het 'n verwagting dat ek en jy vrug sal dra. Jesus het 'n verwagting dat ons dit wat hy vir ons mee gegee sal gebruik. Dis hoekom hy hierdie gelykenis vertel, toe hy dit vir hulle gegee het, hy 'n verwagting gehad dat hulle iets daarmee gaan doen. Sy verwagting was nie daar dat jy dit in die grond begrawe het. Daarom sê ek, jy's nooit gered vir 'n stoel nie, maar jy's gered vir 'n doel. Wat is jou doel? Om God te verheerlik, om sy koninkryk uit te brei, om sy liggaam te stig. Met die gawes wat hy vir jou gee, hy het 'n verwagting dat ek en jy vrug sal dra. Daarom sê Johannes 15:4-6, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So wanneer jy bereid is om jou gawe uit te lewe, God gaan prune you, hy gaan jou skoon maak, hy gaan aan jou werk, want wat wil hy? Hy wil jy moet meer doen. Hoekom? Hy kan die 1 5 gegee, en hy het geboeker en hy het nog 5 gekry. That's the whole idea. So that he gets glorified.
Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle. Kan julle, as julle nie in my bly nie, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan ek niks doen nie. Ag, kan julle niks doen. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As ek en jy nie, as 'n verwagting dat ons vrug dra. As jy nie vrug dra nie, is jy nutteloos. En dan, hy sê dit hier in hierdie gedeelte van talente, het hy gepraat van die man wat sy talent begrawe. Hy sê, werp hom in die duisternis, en daar is hulle geters van tande wees en 'n geweer. En dan gaan hy verder, en hy gaan in die volgende, sal hy kennis na praat van die bokke en die skape, en hy sê, en julle sal in die poel van vuur word. Hoekom? Wat? Julle wat nie vrug gedra het nie. Nou sê hy hierso, as julle nie vrug dra nie, word julle afgekap, en julle word almal voor 'n dooie tak goed is om vuur te maak. So daar is 'n gevaar, hy het 'n verwagting dat ek en jy vrug dra, maar daar is 'n gevaar as ek en jy nie vrug dra. Sal hulle daarby uitkom. Wat 'n vrug? Vrug wat by 'n bekering pas. Matteus 3 vers 8 sê die skrif, dra dan die vrugte wat by julle bekering pas. Die vrug van die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is die liefde van blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar die dadevrug is die vrug van my gawe, van my talent, wat die Here vir my gegee het. Matteus 5 vers 21. Goeie, getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Wat doen ek met hierdie lewe? Is iemand, elkeen van ons wat hierso sit, gaan voor die regterstoel van Christus staan, om beoordeel te word. Daarom sê in 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal, nie sommige nie, almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam, dit wat ek hier op aarde gedoen het, hier, my gawe, dit wat die Here my gee, wat ek hier verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe dadig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar deur soos vuur. Sien, hoe gaan ek en jy voor Christus verskyn? Hoe gaan ek en jy, wanneer ons voor die regterstoel te staan kom, hoe gaan ons daar kom met leë hande? As die Here vir my vra, wat het jy met jou lewe gedoen, wat ek so duur met my eie lewe betaal, wat gaan ek vir die Here sê? As hy dan 'n verwagting het dat ek vrug sal dra, dat ek iets met hierdie lewe sal doen, want elkeen van ons het 'n gawe ontvang, elkeen van ons het 'n nuwe lewe ontvang, elkeen van ons het die Heilige Gees ontvang, elkeen van ons het die vuur en die krag ontvang, wat sy verskoning gaan daar wees, as ek en jy met leë hande voor die Here staan. Jakobus 1 vers 7, dat reine en onbesmette godsdienst vir God en die Vader is dit, om die wese en die wederwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Wat is jy besig met jou lewe? Matteus 28:19 gaan dan heen. Hy sê daar, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat is jy besig om te doen met die gawes wat die Here vir jou gegee het?
Jy sien wat hy sê vir beide van hierdie diensknegte wat gewoeker het met hulle talente. Hy sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, maar oor veel sal ek jou aanstel. Maar die gedagte hier, in daai gedeelte, wat my die meeste getref het, wat my soos 'n hamer voor die kop geslaan het, is dat wanneer ek en jy woeker met ons talente, wanneer ek en jy iets doen met ons gawes, bring dit aan Christus vreugde. Dit bring hom genot, dit wat hy vir jou gegee het. Kom ons dink daaraan. As jy vir jou kind 'n verjaarsdag geskenk koop, en hy vat die ding so, en gooi hom daar. Hoe gaan jy voel? Maar as hy bly is dat wat hy ontvang het, en hy speel daarmee, en hy geniet dit, dit bring aan jou vreugde, dat dit wat jy vir jou kind gegee het, is vir hom genotvol, hy gebruik dit bring aan hom blydskap. Ek wil vir jou vanmôre sê, blydskap is om te doen wat die Here vir jou vra, want dit bring aan hom vreugde, want hy sê daar, gaan in die vreugde van jou Here. Toe hulle gewoeker het met hulle talent en met die gawes, het hy gesê, welgedaan, goeie getroue dienste, gaan in die vreugde van die Here. That's awesome. Maar aan die ander kant, vir die diensknegt, wat dit was 'n absolute teleurstelling. Dit is soos hierdie kind, wat so bederf is, jy koop hom die beste ding, en hy smyt dit aan jou kant, en hy is so ondankbaar, en hy gaan te kere, want dis nie wat hy wou gehad het nie. Ek wou nie dit hê, ek wou dit en dit en dit en dit gehad. Hierdie man was 'n absolute teleurstelling. Soveel so dat die Here hom noem, dat hy is 'n slegte en 'n lyddiensnegt. Die Here is absoluut teleurgestel in hierdie man. En nou sê die man, hoekom het hy dit gedoen? Hy sê, ja, want hy is kwaai, en hy is maai waar hy nie gesaai het nie, en hy oes waar hy nie gestrooi het nie, hy samel in en al die dinge. En hoor wat sê hy in Lukas, oor hierdie selfde gedeelte. Hy sê, uit jou mond sal ek jou oordeel. Uit jou eie verskonings om hoekom, ek het jou dit gegee, ek het jou die gawes gegee, ek het jou talente gegee om jy te woeker, en nou kom jy met verskonings, oor Here, ek kon dit nie gedoen, ag Here, jy ken my hart. Dis mos die grootste ding, wat ons mos lief is om te sê, as ons ongehoorsaam was. As die Here mos vir jou sê om iets te doen, en dan wil jy dit nie doen nie, ag Here, jy ken mos my hart. Jou eie woorde gaan jou voordeel. Hy sê vir my Lukas, dit wat jy nou gesê het, dit wat nou uit jou mond het gekom, dit is wat jou sal veroordeel. Want jy het geweet. Ek en jy het vanmôre geen verskoning nie, ons weet. En terwyl ek hierdie lees, toe dink ek skielik aan hierdie 10 maagde. Die 5 wat dwaas was. Toe hulle uiteindelik by die bruiloft uitkom, toe sê die woord, voorwaar, ek het julle nie geken nie. Jy sien, want as daar een waarheid is in hierdie lewe, God ken ons hart. Hy sê met die hart en die niere toets. Hy sê in die skrif, en elke goeie mens bring uit die goeie skat wat in sy hart is, tevoorskyn. En elke slegte mens kom uit die slegte skat wat sy hart is, sleg. So goeie mense bring die slegte goed voor die, slegte mense bring die goeie goed voor die. Nou sê hy, die wat het sal ontvang, en die wat jy het, die sal ook dit wat hulle het, sal van hulle weggevat. Jy sien, die Bybel praat van kroning. Daar is loon vir die kinders van die Here. En ek is hier vanmôre hier,
En ek sal nou net daarby uitkom, meer daaroor te sê, is ek gaan afsluit. Ek sê nie gaan verloor as jy nie jou gawe uitleef nie. Maar ek wil hê jy moet daaraan dink, want daar is 'n gevaar daarin. Want in elke plek wat hy praat van hulle wat nie vrug dra nie, van hulle wat nie hierdie gawe, hierdie talent uitlewe nie, is daar 'n probleem. Weet nie een van hulle maak dit nie. Jy sien, daar is 'n gedeelte wat ek nou voorgegee het, dat waar ons werke getoets word. Jy sien, daar is 'n verskil. Hierdie ouens het gewerk, hulle het iets gedoen. As ek dit gedoen het in die liefde, in die hierdie ding. Kom, ek gaan net gou daaruit. Ons kan albei dieselfde ding doen. En dis reg. Okay? Ons almal gaan die wese en die wederwees besoek en hulle leer, en ons gaan hulle gesond. Ek en jy. Ons albei doen die regte ding. Wie se werk gaan staan, en wie se werk gaan verpraat. Sissies sê dit daar. Met liefde. Die een wat dit met liefde gedoen het, sy werk sal staan. Die een wat dit sy gesindheid was om gesien te word. Oeg, jy moet net weet wat dit reg gedoen. Hy sê op 'n plek, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen. As ek gaan staan en loop en verkondig wat ek gedoen het, het ek my loon klaar weg. Hy sê dit, dat die Here wat in die verborgene is, sal ons ook in openbaar vergeld. Ek hoef nie te loop en verkondig nie, maar wanneer ek dit doen vir eie gewin, om geken en gesien en geëerd te word en sê, ag, hoe wonderlik is ou frikkie nie. Ag, kyk hoe wonderlik, hoe awesome is hy. Jy het jou loon klaar weg en daai werk sal verbrand word, maar hy wil dit in die liefde doen van die saak. Asof hy dit vir die Here doen, sy werk sal staan. So hy het dit gewerk. Het beide 'n gawe uitgeleef. Die een het hom sy eie loon beroof en die ander een het dit in liefde gedoen. En nou praat hy van die kroon. En ek gaan, as jy wil iets skryf, ek gaan dit nie lees nie, maar dit is die skrifte daar. Baie ons praat van 5, maar ek wil aan jou 7 krone voorbeeld van hom. Die eerste is die oorwinnaarskroon. Hy wil dit volhard tot die einde toe. Hy wil die geloof bou. 1 Korintiërs 9 vers 25. Die kroon van blydskap en roem. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Want daar sal blydskap wees in die hemel en daar sal vir ons roem wees vir hulle wat hulle. So daar is die derde, die kroon van die lewe. Openbaring 2 vers 10 en Jakobus 1 vers 12. Kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4 vers 8. Die kroon van heerlikheid, 1 Petrus 5 vers 4. Die sielewinnerskroon, Daniël 12 vers 3. Kroon van autoriteit, Openbaring 3 vers 21. Na mate ek en jy ons gawe uitlewe, is daar vir ons 'n kroon weglê. Daar is groot. Ons almal gaan voor die regterstoel staan om beoordeel te word. As ons gawes uitgelewe het en ons het dit in liefde uitgelewe, is daar vir ons krone. As ons gawes uitgelewe het, maar ek het dit vir eie gewin gedoen, sal my siel gered word, maar dit wat ek gedoen het, word verbrand. Maar daar is 'n ander geval. Weet ek, hoor my nou, ek doen dit eerder verkeerd, maar ek doen dit, en ek waak dit. Al kry ek nou nie 'n kroon. Ek gedaan 1 keer die kroon van die lewe. That's how far. At least I've made it. As wat ek sit en niks doen, en nie vrug dra, en nie my gawe uitlewe nie, want dis die punt wat ek wil nog heel dit, want nergens lees ek, dat enige van hulle dit gemaak het nie. En dis die gevaar. Dis die gevaar, want hy sê in Matteus 25:30, hy sê, en werk met die nuttelose dienstigheid in die buitenste duisternis, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Waar is daar 'n geween en 'n geknars van tande? In die hel. Want my woord sê openbaring, in die hemel is daar geen traan nie.
as 'n baie mooi liedjie. Miskien slaat ek dat die dalk mooi is, maar 'n baie mooi liedjie. Trane in die hemel. Weet nie wie van julle dit al gehoor het. Baie mooi liedjie. Maar is nie net gospel nie. Al dink ek so. Nie alles wat daar die woord hemel in staan is 'n Christelike liedjie. Maar by woord sê daar's geen trane in die hemel. Die ou seker maar baie lief vir iemand wat hy dood is. En dit is baie mooi liedjie. Maar as geen trane nie. So die geween en die geknas hier moet 'n glipplek wees. En dis sterk woorde. Toe ek dit lees, dit was vir my eintlik vreesaanjaend om hieraan te dink. Want dit laat my dink aan hierdie 5 maagde soos ek nou ook gesê het. Toe hulle uiteindelik by die bruiloft kom, was die woorde in Matteus 25:12, hy sê, "Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie." En nou sê in Matteus 7:21 en 23, gedeelte wat ons al deurgetrap het. Hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons in die naam geprofeteer, in die naam duiwels uitgedrywe, in die naam baie kragte gedoen nie. En ek sal aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Miracles is not fruit. Daar's mense in hierdie wêreld. Kom ek surprise jou gou nou as jy dit nie geweet het, die duiwel kan op wonderwerke doen. Ja. Dit is in die woord. Hy sê, en hulle sal wonderlike tekens en hulle sal selfs vure die uit die hemel uit neerdaal, omdat as dit moontlik was om selfs die uitverkorenes te mislei. Ja. En hy's besig om dit te doen. Hy's besig om mense met titel van pastore, met titels van apostels, met titels van profete in die kerk te gebruik met wonders en tekens om mense te mislei, want hulle kan nie die vrug onderskei nie. Mense het so vasgevang geraak, wat is die mystieke? Hy is die Here. So as ek dink aan hierdie diensneg, as ek dink aan hierdie lei diensneg, hierdie slegte diensneg wat in die buitenste duisternis gegooi word, dan wonder ek of hy, want jy sien hy het met sy diensknegte gepraat, met sy disippels, of dit mense is wat in die kerk sit vandag, wat nog nooit eens gered is nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, dis skrikwekkend om te besef hoeveel mense sit in kerke vandag en voordienste wat nie gered is nie, wat nog nie eens tot bekering gekom het nie, want hulle is so vasgevang in wonderwerke, in die mystieke. Of is dit dalk hulle waarvan Hebreërs 6 praat en Hebreërs 10 praat, wat al so ver teruggeval het dat hulle Christus al begin verwerp het. Dat hulle absoluut die Heilige Gees teenstaan. Sien, ek vra die vraag vanmôre, want as ek kyk na hulle wat vrugteloos is en hulle talente begrawe het, dan is die uiteinde van hulle is die poel van vuur. En dan vra ek myself, okay, verteenwoordig hierdie disipel, hierdie diensknegt dat hulle wat in die kerk sit, want hy praat met die kerk, hy praat nie met wat nou nog nooit tot redding gekom het nie, of hulle wat eens verlig was, hulle wat eens hierdie heerlikheid gesmaak het, en dan ten opsigte van hulle self, Christus kruisig in hulle rug totaal op die Here dan. Dis al wat ek kan dink. En hierdie is die gevaar dan. As dit dan so is, kan ek en jy dan nog stil sit met ons gawe in die grond weggesteek. Is dit 'n kans wat jy wil waag? Jy sien, maar die Here het 'n verwagting dat ons gawe, hierdie talente met ywer sal uitlewe en dat ons vrug sal dra. Want hierdie word die Vader verheerlik. Want hy sê in Johannes 14 vers 12 tot 13, vir waarvoor ek sê vir julle,
wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook in my naam mag vra, sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Hier is die konteks van gebed. Voordat hy praat van wat ons ontvra, gaan dit oor ons sal doen wat hy gedoen het. Jy sien, wanneer ek my talent uitlewe, wanneer ek my gawe, wanneer ek doen wat die Here gedoen het, hy is die voorbeeld. Because when I do that, when I start praying, wanneer ek begin bid, dan gaan ek na die Here vra vir sy koninkryk en sy geregtigheid, en dan sê ek sal alles vir jou doen, sodat my Vader deur my verheerlik kan word. Hoe verheerlik ons die Vader? In Christus, in gehoorsaamheid. Hoe verbly ek hom, hoe verheerlik ek hom, my talente, wat ek uitlewe. So daar is 'n gevaar vanmôre vir hy, wat vrugteloos is, vir hy, wat sy talente begrawe, dat hy dalk die hemel gaan misloop. Dat hy dalk die ewigheid saam met Christus gaan misloop. Want die Here sê 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra nie goeie vrugte nie. En daai selfde skrif sê dat as hy nie vrug dra nie, word hy uitgekap en in die vuur gegooi. Dis nie wat dit sê. Dis wat ons altyd dink. Hy sê, en hy wat nie goeie vrug dra, hy wat nie goeie vrug dra, word uitgekap en in die vuur gegooi. So daar moet ek en jy vanmôre ernstig na onsself kyk en myself afvra, wat doen jy met dit wat die Here vir jou gegee het? Wat is werklik in jou hart aan die gang? Is jy werklik aan die Here uitverkoop? Of kous jy net deur? Ek en jy kan nie bekostig om niks te doen nie. Doen eerder iets verkeerd, maar moet om hemelsnaam net niks doen nie. Doen net iets wat die Here verheerlik. En alles het nou net om, soos wat broer Andrei is, ek weet nie of hy dit altyd doen nie, of hy dit net doen om my te impress en my gesien het nie, maar as hy my daar in voetladders gekry het, dan skree ek, Halleluja! Dan skree ek, prys die Here! As wat ek nou meer doen met Taliban wat daar is. Die moslims, amen. Ek onthou met 'n troue, as dit nog by die laerskoolse saal doen, ons op daai tyd, by die laerskool, as daar mense wat nou in die gemeente is, wat wil trou, ons het hulle van gehelp, en hy werk vir baboes, die ou, so, die kom klomp moslims, so uitgenooi na die troue toe, en het 'n goeie gesindheid gehad. Maar toe ek hierdie klomp moslims sien, toe tog ek, kyk, vandag kan ek seker maak, dat hulle weet Mohammed is dood en Jesus leef. Daar is net een, en dit is Jesus. Ek weet nie of hulle dit verstaan het nie, maar ek het seker gemaak hulle hoor dit. Doen net iets. Want niks doen kan dalk baie slegte gevolg het. Ek en jy moet dalk vanmôre begin bid, soos wat Dawid gebid het in Psalm, en hiermee sluit ek af, Psalm 39 vers 23 en 24, dan sê hy dat, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Psalm 51 vers 12 en 13, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees, en verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my af weg.
Ek en jy moet dan vanmôre selfondersoek doen. Want jy sien as jy nie vrug dra nie, kan dit baie moontlik vanmôre wees dat jy nog nooit gered is nie. Of dit kan wees dat jy so ver teruggeval het dat die Here vir jou geen waarde nie. En as jy op daai plek is, bid ek vanmôre dat die Heilige Gees met jou sal praat en met jou sal deel om te weet dat die hel is 'n absolute werklikheid. En die enigste weg wat die Here sê in Johannes is ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand sal na die Vader gaan behalwe deur my nie. Daar's net een manier vanmôre. Ek verwerp enige ander ding vanmôre. Daar is net een weg en dis Jesus Christus. Is hy alleen wat red. Dis net sy bloed, net sy genade. Amen. Halleluja. Niks anders nie. Daar is nie Mohammed, daar's niks anders nie. Net Jesus Christus. 'n lewe uitverkoop en oorgegee. En dit, die bewys daarvan, is die vrug wat ek en jy dra. Gebruik ek en jy die gawes en die talente wat jy het. Ek en jy vanmôre geen verskoning nie. Ons het gawes ontvang. Ons het die Heilige Gees ontvang. So wat keer jy vanmôre? As jy nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, as jy nog nie daai oorgawe, kom na my toe. Dis nog nie te laat, solank as jy asem. Maar die res van die Here staan begin ywer. Wat sê en met ywer voeg by die deugde. Wat is deugde? Dis waar die Here sê begin met ywer met die deugde. Die deugde is die gawe. Die res kan nie kom as ek nie my gawe uitlewe nie. As ek nie dit wat die Here vir my gegee het gebruik nie, dan kan ek nie by die ander plek uitkom nie. Dit is die begin daarvan. So ek wil jou aanmoedig vanmôre om vreesloos vir die Here te werk. As dit is om iemand te bemoedig, as dit is om vir iemand te bid, en hoor gou vir my. Hier's bidders hierso. En dit is goed om in jou binnekamer te bid, maar dis nie wat ek vanmôre sê van hoe jou gawe te gebruik. Is al kan jy, as jy voor die persoon te ver is, dan kan jy voor op die, dan jy jou motief vir jou sussie of wie ook al, sê ek wil vir jou vanmôre bid. Maar gou toe loop my, en jy bid vir my persoon bid vir my. As dit is om iemand net 'n drukkie te gaan gee, omdat jy doen met die liefde. As dit is om iemand berading te gee, dat hulle kan genees, is dit om dit te doen. As dit is om te sin. As dit is om die vrug te gee. Wat ook al die gawe is, doen dit tot eer van die Here. Mag die Here hierdie woord in die seën van die môre. Want ek het so benoudheid oor my gehad met hierdie ding. Toe dan kyk en sien alles val in plek. As jy Matteus 24 en 25 saamvat, dan sien jy val dit in plek. En hoe die Here met die kerk. Hemelse Vader, dankie vir die kosbare woord vanmôre. Here, dit is 'n ernstige woord. Dit is 'n woord van vermaaning vir die kinders wat doelloos rondswerf. Vir die kinders wat dit wat U aan hulle toevertrou het, onder 'n maatemmer wegsteek, in die grond begrawe het. Here, dat U 'n verwagting het dat ons terug sal dra en dat ons hierdie gawe sal uitlewe en sal gebruik tot eer van die naam, tot uitbreiding van U koninkryk en tot stigting van die gemeente. Here, dat ons die dag as voor die troon kom staan, voor die regterstoel staan, dat ons nie met leë hande voor U sal verskyn nie, Here. Maar dat ons aan U vreugde sal bring deur dit uit te leef wat U aan ons toevertrou. Want dis waarvoor U ons geskaap het.
is vir u heerlik. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons gaan hierdie diens nou afsluit. As die Here dit op u hart neem te saai vir sy koninkryk, dat u dit sal doen. Net daar stop.